Ons lees die oordenking vir die 12de Junie uit Die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizet Marie. Die opskrif is voorhangsel. Die teksvers uit Eksodus 26 vers 31 sê: Jy moet 'n voorhangsel maak van blou, pers en bloedrooi wolstof en goed geweefde linne. 'n Gordyn verskans dit wat daarachter is. Dit sorg vir privaatheid. As student het ek een keer in 'n klooster oornag waar rye bankbeddens in die mure ingebou was. Elke bed met sy eie gordynafskorting, 'n klein private hokkie in 'n groot oop saal. Toe die tabernakel opgerig is, het God bevel gegee dat die heilige en die allerheiligste met 'n gordyn, die voorhangsel, van mekaar geskei moet word. Later was dit ook die geval met Salomo se tempel in Jerusalem. Niemand, behalwe die hoëpriester, mag in die allerheiligste ingekom het nie. En ook net een keer 'n jaar. Dit was 'n ruimte wat God vir homself afgesonder het. Daarmee wou hy sê, ek is heilig, eer my en respekteer my. In Numeri 4 word hierdie swaar gordyn ook die voorhangsel tot bedekking genoem. Elke keer wanneer die Israeliete laar opgebreek het om verder te reis, moes Aaron en sy seuns die geweefde voorhangsel van die swaar doringhoutstyle afhaal en die ark daarmee bedek. Terwyl hulle op trek was, het die voorhangsel verhoed dat enige iemand God se heerlike teenwoordigheid, waarvan ook die ark 'n simbool was, aanskou. Ons, wat so dikwels die simboliek agter God se voorskrifte vergeet, kan gerus weer in ons gedagtes soos die Israeliete van ouds voor die voorhangsel staan, nederig en onderdanig, met die wete, agter die gordyn is God, almagtig, heilig en soewerein. Dan kom die heerlike besef, die voorhangsel het geskeur. Here, dankie dat ons in U heilige teenwoordigheid mag kom. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizet se kontakbesonderhede in die inligtingsparagraaf van die kanaal. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat hier beskikbaar is.